Goeiemôre en baie welkom by nog 'n weergawe van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en klik sommer op die klokkie sodat u kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou vandag selfs ons oor die Trump-Ramaphosa ontmoeting en wat nie gesê is nie, of die implisiete aspekte daarvan, die versweë aspekte daarvan. En oorkant my, aan die ander kant van die verbinding, het ek vir Daniel Lotter, hy is ook 'n skrywer en hy het iets interessants op Facebook daaroor gesê en kommentaar gelewer. Goeiemôre Daniel. Goeiemiddag Dan, baie dankie vir die geleentheid om 'n slag te gesels. Ons het lanklaas 'n bietjie met mekaar gesels. Ja, jy is altyd so besig om jou oor die koninklikes ook uit te laat, maar jy weet geweldig baie daarvan. Dit is regtig baie lekker om te lees. Jy weet, soos byvoorbeeld jy het nou geskryf ook oor jy weet die rokke wat die vrouens gedra het en net seker is mag wit dra en ander moet swart dra by die paus. By die paus se inhuldiging, ja. Maar goed, ons sal 'n ander keer daaroor gesels, maar vandag gaan dit nou oor die Trump Ramaphosa ontmoeting. Ja. En wat nie gesê is nie, of wat was hoe het ons dit weer gestel? Ja, die onderliggende boodskappe wat hier uitgekom het, dit wat nie noodwendig dadelik in woorde gestel is nie, maar wat 'n ou met so 'n bietjie waarneming van die gebeure daar duidelik kan sien, daar's 'n paar goedjies waarvan 'n ou moet kennis neem. Ja, verseker, want kyk, as jy kyk na die mense se lyfstaal en alles, maar afgesien nou nog van lyfstaal, daar's sekere onderliggende dinge wat plaasgevind het. Byvoorbeeld, jy het ook die aandag gefestig daarop dat Trump vir hom gevra het, jy wou my kom sien, maar ek weet nie waar het jy my nommer gekry nie. Ja, weet jy Dan, dis 'n interessante ding. Kyk, ons het mos nou ook maar oor die jare in die politiek gesien dat hierdie soort van ding baie min goed gebeur toevallig. Grappies en tussenwerpsels en dinge, daar's altyd 'n dieper boodskap agter dit. En daar reg aan die begin, toe Trump hom verwelkom het, begin hy met die eienaardige opmerking van, jy het my gebel, ek weet nie waar jy my nommer gekry het nie, en toe het ek gesê, jy kan kom, en almal het gelag daaroor, dit het vreeslik snaaks geklink, want hoe kan 'n staatshoof nou nie noodwendig weet waar maar aan die een in die hande te kry nie, maar dit het vir my so die gevoel gegee, dat Trump vir hom sê, jy's nie hier omdat ek jou genooi het nie. Jy het vir my gekontak. Jy wil vir my iets kom sê en ek gee vir jou die geleentheid om dit te sê. Maar ook die ding van ons het nie gereelde foongesprekke met mekaar nie. Ek en jy is nie noodwendig beste maats nie. So dit het vir my onmiddellik so 'n soort van 'n afstand geskep wat Trump vir hom gesê het, hierdie is die terme waarvolgens ek en jy vandag gaan gesels. Dit was my baie interessante opmerking. Ja, en dan het Trump ook gesê dat hy ken mense in Suid-Afrika, maar waarskynlik nou nie dit sluit seker nie vir Ramaphosa aan nie, maar hy het nou verwys na die golfspelers, na Ernie Els en Retief Goosen en wie nog, en hy het ook 'n bietjie verwys na Elon Musk, maar hy het gesê hy wil hom nie betrek by hierdie gesprek nie, want hy kan hom nie nog daarmee opsaal nie, of so iets. Dit was vir my heel opvallend dat hy die opmerking minstens 2 keer gemaak het. Ek het vriende in Suid-Afrika. Ek ken mense in Suid-Afrika. Hy kom nooit so ver om te kwalifiseer van wie hy hier praat nie. Hy sê nie vir ons in watter verhouding hy tot hierdie mense staan nie, maar hy beklemtoon 2 keer vir Ramaphosa, ek ken mense in Suid-Afrika. En ek het onmiddellik die idee gekry wat hy eintlik hier wil sê is, jy moenie vandag met 'n sak vol stories by my aankom nie. Ek weet wat in Suid-Afrika aan die gang is. Ek het die gevoel gekry, dis die onderliggende boodskap wat hy nie net met 1 keer se sê daarvan nie, maar met die herhaling daarvan wou beklemtoon. Ja, en dit is natuurlik al die videogrepe van Julius Malema wat Kiel de Boer en Dubula Ibunu sing vertoon. En dit was my nogal interessant hoe Ramaphosa daarop reageer. Hy het op 'n stadium verveeld gelyk, maar op 'n ander stadium het hy so effens begin grinnik. Jy weet wat vir my nie heeltemal van pas was in die situasie nie. Hoegenaamd nie.
Maar dit lyk asof Ramaphosa nou so al vooraf afgerig was. Hulle het dit verwag dat daar so iets gaan wees. En daarom toe het hy mos vir John Steenhuisen gekry om nou eintlik daarop kommentaar te lewer. Ja, dit was my baie opvallende ding wat daar gebeur het. Kyk, die keuse van die afvaardiging op sigself was opvallend. John Steenhuisen was amper 'n ononderhandelbare lid van die afvaardiging. John is blank, hy's welsprekend, hy's oppositiepolitikus, hy's landbouminister, hy's die regte man om daar te hê vir dit wat Ramaphosa verwag het hy oor sal moet praat. En dan op hierdie mees kritiese oomblik dan gee Ramaphosa die gesprek oor vir John Steenhuisen. Maar nou is dit vir my baie interessant dat Ramaphosa die een is wat tydens die hele diskurs die terme black and white meer opgehaal het as wat Trump gedoen het. So ek het half die gevoel gekry dat Ramaphosa gegaan het met die vooropgestelde idee dat dit hier gaan handel suiwer oor 'n rasse kwessie. En nou kom hy en hy lê die lopend klem, ek dink hy het dit 2 of 3 keer gedoen op die Mandela nalatenskap. En Trump het nie veel reaksie op hierdie kommentare nie. Mens kry so half die gevoel Trump probeer vir hom sê, luister, daardie praatjies vul nou geen gaatjies meer. Ek is hier om met jou te praat oor wat jy doen, nie oor wat Mandela gedoen het nie. En ek verstaan duidelik dat jy nou hier wil kom met 'n rasverwante kwessie. So Trump gaan slaan daai persepsie onmiddellik netjies dood, daai vooropgestelde idee wat Ramaphosa het, want hy beklemtoon die tussentrede in Rwanda en in die Kongo, waar daar natuurlik geen swart-wit kwessie te sprake is nie. En dan lei hy baie subtiel die aandag terug na, ek wil met jou praat oor die probleme in Suid-Afrika. Ek wil nie met jou praat oor die ander stories wat jy hier sit en ophaal nie. So Trump reageer nie eintlik eers regtig op John Steenhuisen se insette daar nie. Dit was vir my geweldig interessant dat hy dit nie gedoen het nie. Hy het die hele tyd vir Ramaphosa geteken om te sê ek wil met jou praat. Nou is die liggaamstaal tussen die twee ook vir my opvallend, want Ramaphosa draai met sy hele liggaam na president Trump en hy probeer die hele tyd oogkontak maak, terwyl president Trump draai amper weg van Ramaphosa, hy leun vorentoe, hy bring sy hande bymekaar en by tye kyk hy opwaarts na die plafon, dan kyk hy weer na ander kante toe, daar's bitter min oogkontak, tot op 'n spesifieke moment. Toe ontspan hy maak sy hande los van mekaar, hy draai sy hele liggaam en hy noem Ernie Els op sy naam. En dit was vir my so 'n boodskap van, ek kyk nou verby jou, ek wil nou luister na iemand anders. Trump was baie sterk in beheer van daai gesprek, en dit was vir my baie interessant. Ja, agterna, ek sien daar was so 'n videogreep agterna ook, toe Ramaphosa nou uit die Oval kantoor uitgekom het, toe het hy gesê dat, Trump is 'n baie magtige president, het hy gesê. Jy weet, dit was vir my nogal. Kyk, hy het met mooi praatjies aangekom daar. Dit moet ons nie vergeet nie. Hy het begin met 'n storie oor 'n 14 kg boek oor golflandgoedere. Hy die hele tyd probeer om die diskurs terug te draai na waaroor hy wil praat. Hy wil praat oor handel, hy wil praat oor ekonomiese ondersteuning, en Trump het op 'n stadium vir hom baie duidelik laat verstaan, nee, goed, ek is met jou. Kom ons haal die storie op van die respirators tydens die COVID-19 periode, en toe doen Trump ook daar 'n baie subtiele ding. Trump sê, ek het vir jou 150 van hierdie goed gestuur. So asof hy wil sê, luister, ek het jou toegehelp om jou mense se lewens te red. Ek wil jou nou weer help. Dis waar die ironie dan vir my lê in hierdie hele ding. Dis vir my asof Ramaphosa en 'n baie groot deel van die Suid-Afrikaanse media die vooropgestelde idee het dat Trump vyhandig is teenoor Ramaphosa. Arme Ramaphosa en sy afvaardiging loop nou half in die leeu se hok in, terwyl die boodskap wat ek van president Trump se kant af kry, is dat hy vir president Ramaphosa probeer sê, hoor die ou, ek probeer jou help om te red wat jy kan red in jou land. Dit was my baie interessant. Ja. En 'n ander bydrae wat my nogal opgeval het, was die van Retief Goosen. Jy weet, en hy het toe uiteindelik die werklikheid van plaasaanvalle en onveiligheid
op die platteland en gestel as ook dat sy eie ouers aangeval is in so 'n plaasaanval en daar het dit 'n konkrete werklikheid geword want dit jy weet sowel Steenhuisen as Ramaphosa dit probeer afmaak as ag maar daar's maar net misdaad jy weet in Suid-Afrika. En dit is sekere mense word nie geteken nie, boere word nie geteken nie. Maar toe kom dit deur en dit was 'n baie sterk bydrae dink ek van Retief Goosen. Retief en Ernie. Ernie Els het ook 'n baie sterk bydrae gelewer, hoewel dit nie so pertinent en in soveel woorde was as die van Retief nie. Maar ons moenie Ernie se bydrae onderskat nie, want hy het 2 baie belangrike opmerkings gemaak. Hy het so 'n tersluikse opmerking gemaak oor Amerika wat gehelp het in Angola. Dit was my asof hy subtiel vir Trump probeer sê het. Ons het 'n periode in Suid-Afrika gehad waar ons met 'n groot probleem gesit het en ons was heeltemal geïsoleerd en Amerika was die enigste wat ons op daardie stadium wou help. Ons sit nou in 'n soortgelyke situasie. Ons het 'n groot probleem, ons is geïsoleerd. Asseblief doen dit weer. Dit was Ernie se eerste boodskap wat vir my nie noodwendig so duidelik deurgekom het nie, maar die tweede ding was daai interessante opmerking van hom van 2 verkeerdes is nie gelykstaande aan 1 regte nie. Nou wat het dit beteken? Die eerste verkeerde waarna Ernie verwys het was uit die aard van die saak nou apartheid en die wêreldse siening daaromtrent. Maar die tweede ene is vir my 'n verwysing na die huidige bewind in Suid-Afrika. En as ons dan nou daardie afleiding maak, dan het Ernie eintlik vir hom gesê die huidige bedeling in Suid-Afrika is 'n probleem. Dit is problematies. Die fout van die verlede en die fout van die hede maak nog nie 'n regte ding nie. En hy het niks verder gesê nie. Maar dit was bitter veelzeggend. Nou moet jy onthou op daardie stadium skuif die fokus toe nou na die Witkruise monument toe. En hier sit president Ramaphosa en totaal onoortuigend sê hy ek weet nie hiervan nie, ek weet nou niks hiervan nie. En dan mompel hy so onderlangs, ons sal moet uitvind waar die plek is. En Trump gooi daai interessante tussenwerpsel van hom en hy sê in Suid-Afrika. Dis my asof hy vir president Ramaphosa wil sê, verwag jy nou van my om vir jou te sê wat in jou land aan die gang is. Hier sit ek en ek weet daarvan, hoe kan jy nie daarvan weet nie. En toe gee hy oor na Retief Goosen toe. En waarvandaan kom Retief? Polokwane, waar die Witkruise staan. Ek het persoonlik 'n baie sterk suspisie dat president Trump presies weet waar daai monument staan. Hy weet, dit kom uit Retief Goosen se wêreld. En hy laat ook dan nou duidelik vir president Ramaphosa verstaan, as ek hier uit Washington kon uitvind waar daai monument staan, moes jy dit lankal geweet het. Ek gaan min verbaas wees, ek mag verkeerd wees, maar ek gaan min verbaas wees as president Ramaphosa nie binne die volgende paar dae by die Witkruise monument opdaag met 'n toerbus vol joernaliste en fotograwe nie. Dit sal my min verbaas as hy dit nie doen nie. So, samevattend, Ernie en Retief se bydrae was eintlik vir my die mees opregte en die mees geloofwaardige van almal, omdat hulle die 2 manne is wat daar gestaan het, wat nie 'n politieke posisie of 'n sakeryk of 'n fortuin het om te beskerm nie. Hulle het niks om te verloor uit wat hulle gesê het nie. En dit het vir my 'n eerlikheid en 'n geloofwaardigheid gegee aan wat beide hierdie twee manne gesê het, maar veral dit wat Retief gesê het. En Retief se bydrae was onemosioneel, dit was suiwer feitelik, kalm, en dit het vir my 'n baie groter impak gemaak as wat ek wil amper sê 'n melodramatiese voordrag met gruisame foto's sou kon doen. Dit het 'n geweldige impak gemaak wat Retief Goosen gesê het. Ja, en is dit nie ironies dat 2 golfspelers moet ons eintlik verteenwoordig nie, want ons politici is my so hopeloos. Jy weet, hulle is almal net besig om hulle eie loopbane en posisies en wat ook al te verdedig. En hierdie 2 golfspelers wat eintlik niks met politiek behoort te maak het en hulle stel ons saak daar. Ja, en dankie Vader daarvoor dat hulle dit wel gedoen het. Want ek moet sê, die politici wat daar teenwoordig was maar vir my 'n bietjie lam in die knie. John Steenhuisen, wat het John eintlik gesê? Wat wou John eintlik sê? Dit was vir my baie interessant dat hy die geleentheid gebruik het om klem te lê daarop dat hy 'n oppositiepolitikus is en dat hy
by president Ramaphosa se regering vir nasionale eenheid aangesluit het en dan wys hy met sy vinger na die TV-skerm en dan sê hy om daardie klomp uit die Uniegebou te hou. Ja, Was John daar om stemme te werf? Wat probeer hy doen? Ja, dit het my ook nogal opgeval daardie oomblik waar hy sê dis om daardie klomp uit die Uniegebou te hou. En toe was dit ook vir my helder dat jy weet Helen Zille se hele plan dat hulle half saam met die ANC moet regeer. Jy weet wel die regering van nasionale eenheid, maar dis asof daar ook 'n soort ideologiese toenadering plaasgevind het tussen die DA en die ANC. En hulle het baie dieselfde sienings oor goed en hulle neem ook dieselfde standpunt teenoor die FSA in. Jy weet en Steenhuisen is daar om Ramaphosa te ondersteun. Hulle wil eintlik die ANC help in hulle buitelandse beleid teenoor die FSA. Maar daar was vir my in Steenhuisen se bydrae twee baie duidelike teenpole. Aan die een kant was baie sterke ondersteuning vir president Ramaphosa se boodskap wat daar aankom dat plaasmoorde en goed het niks met ras te doen nie en dit is nie 'n volksmoord nie en dit is 'n gewone misdaad wat buite beheer is en julle moet ons help en onmiddellik gaan hy oor na ons het investering nodig en ons het hulp nodig en al die. Maar aan die ander kant maak hy 'n uitlating wat vir my amper by 'n partypolitieke gesprek hoort. Dis maar asof hy sy kansie hier probeer gryp om sy party se belang ook daar te dryf. So dit was my interessante beweging daarin. Ek persoonlik dink ek nie John Steenhuisen se bydrae was van veel waarde nie. Ja, hy was wel mense het so jy weet mense praat mos van 'n token black of in hierdie geval was hy nou die token white man. Ja, maar die Nederlanders het vir my nogal 'n oulike uitdrukking. Ek dink hulle praat van 'n beroepswarte of hier was hy 'n beroepsblanke. Jy weet wat nou daar moes sit om nou aan te toon dat die ANC regering nie heeltemal so rassisties is teenoor blankes as wat ons dink nie, dat hulle nou ook die blanke politikus saamgenooi het. Verskoon dat ek jou in die rede val, maar dit wat jy nou daar sê, is nie 'n afleiding wat ons maak nie, want op die oomblik wat president Ramaphosa vir John Steenhuisen aan die woord stel, kwalifiseer hy dit met and he is white. Hy is die een wat beklemtoon dat hy 'n blanke lid van sy regering saamgebring het. Asof dit nou die een of ander soort van troosprysie moet wees. Dit was vir my 'n snaakse ding wat hy daar gedoen het. Maar jy weet 'n ander interessante onderliggende boodskap wat daar deurgekom het, was die hele diskurs oor wat op die TV-skerm verskyn het, die sin van Kill the Boer, Kill the Farmer. Trump het 'n vraag gestel en hy het 'n antwoord gegee rondom hierdie kwessie wat vir my 'n baie sterk onderliggende boodskap gehad het, want nadat John Steenhuisen en Ramaphosa self en ander mense probeer beklemtoon het, hierdie is net 'n minderheidsparty, dis 'n klein groepie, maak Trump dit duidelik dat hy hulle nie glo nie, want hy sê, daar sit 100,000 mense, dis nie 'n minderheid nie, en toe daai woorde wat nou deur die media so geweldig aangehaal is, hoekom laat jy nie hierdie ou arresteer nie? Hy vra dit vir president Ramaphosa. Maar as jy nou mooi gaan luister na die toon van sy stem, die toonaard van sy stem, met 'n vraag is 'n mens se stem geneig om opwaarts te styg aan die einde van die vraag, dit gebeur nie hier nie. So Trump het nie 'n vraag gevra nie, hy het 'n stelling gemaak. Hy het eintlik vir Ramaphosa gesê, ja, dis 'n retoriese vraag soos mense dit noem. Ja, jy moet hierdie ou onder beheer kry. Ek verwag van jou dat jy hierdie ou onder beheer moet kry voordat ons veel verder met mekaar kan praat. So daardie, ek wil amper tussen aanhalingstekens sit, vraag van Trump was nie 'n vraag nie. Dit was 'n stelling. Ek wil so ver gaan om te sê dit was eintlik 'n instruksie. En weet jy, een van die mense wat dit dadelik opgetel het, is een van die joernaliste daar. Maar die volgende vraag wat hy toe vir Trump vra is, wat wil u hê moet president Ramaphosa doen? En Trump se reaksie daarop was geweldig veelzeggend. Hy sê, ek weet nie. Ek weet nie wat ek wil hê Ramaphosa moet doen nie. So by implikasie sê hy, ek wil nie inmeng in julle huishouding nie. Ek wil nie inmeng in Suid-Afrika se huishouding nie. Maar as hy nie iets gaan doen nie, dan gaan hierdie kwessie nie tot 'n einde kom nie. So is 'n vreeslike sterk boodskap wat hy daar gegee het.
jy moet iets gaan doen. Ja, en ons So dit was baie sterk. Ja, en ons weet nou nog nie wat die uiteinde daarvan gaan wees nie, of jy weet, in vorm van AGOA en wat ook al nie. Ek het op ons Engelse kanaal het ek ook 'n onderhoud gehad met Chris Wyatt en hy meen dat AGOA nie eers binne die tydsraamwerk van die Kongres en die Senaat betyds hernie gaan word voor September nie, en dan gaan dit eintlik outomaties verval. En dan gaan Suid-Afrika ten minste 26,000 werksgeleenthede in die motorbedryf verloor, of iets van die aard. Dis enorm. Maar was dit nie vir jou opvallend dat nie in een van daardie gesprekke wat gehandel het rondom belegging in Suid-Afrika, wat gehandel het rondom help ons, gee vir ons goed is om misdaad mee te bekamp, help ons om werk te skep, al die dinge, het enige van die mense daar na AGOA verwys nie, behalwe die vakbondleier wat daar was. Sy het 1 of 2 keer klem gelê op AGOA. Ramaphosa het eerder verkies om klem te lê op G20. En hy het 2 of 3 keer gesê, G20 November, ons oorhandig aan julle, ons wil G20 teruggee aan Amerika, dis eintlik julle baba, julle het dit vir ons gegee, en Ramaphosa lê vreeslik klem op G20 en hoe goed Suid-Afrika nou na G20 omgesien het, en hier kom Trump en hy sê, wel sonder Amerikaanse deelname is G20 eintlik nutteloos, dit bestaan nie. Nou, wat wil hy daarmee sê? Vir my was die boodskap, jong, julle weet goed, julle het die Amerikaners se beursies nodig. Ons weet, julle weet dit. Maar hier's 'n kwessie wat eers aangespreek moet word voordat ons daarby kom. So Trump het aanhoudend probeer om die gesprek oor G20 en Amerikaanse investering in die goedes aan te skuif na later. Ons gaan later daaroor praat. Hou op om die aandag te probeer wegskuif van waaroor ek nou met jou wil praat, dit wat daar op die TV-skerm is. Hierdie pak papier wat ek hier het, wat artikels is oor 'n probleem waarmee jy sit. Dis waaroor ek hier wil praat. En daar het dit vir my toe nou interessant geraak, dat meer as een van die Suid-Afrikaners in die Ovaalkantoor probeer het om die aandag af te lei. Hulle probeer om die ding weg te vat van wat hier aangaan. So dit wat Trump daar op die TV-skerm en in daardie stapel papier wat hy aan Ramaphosa oorhandig het, dit wat hy daar wou oordra, was bitter duidelik vir die Suid-Afrikaners in die vertrek 'n baie ongemaklike tamaletjie om te moet hanteer. Ja, dit lyk tog asof Trump verwag iets in ruil. Jy weet, hy verwag dat daar een of ander beweging moet wees, dat hierdie retoriek van Malema, die soort volksmoord retoriek, dat dit sal hok geslaan moet word deur die ANC. Hoe weet ek nie, want die hoogste hof het nou besluit, die konstitusionele hof, dat dit heeltemal aanvaarbaar is en binne die bestek van spraakvryheid. Of hy sal moet begin om regstellende aksie en al die sogenaamde 142 raswette te begin aftakkel. Ek dink Trump het ook daarna verwys, het hy nie, dat daar 140 wette of 142 wette is. Ek kan nie onthou dat hy daarna verwys het nie. Ek het baie fyn opgelet om te kyk of daar verwys gaan word na die rasgebaseerde wetgewing en swart ekonomiese bemagtiging wetgewing wat nou verskerp word. Want uiteraard is dit vir Amerika 'n bron van kommer. Daar is soveel Amerikaanse en Amerikaans befondste maatskappye in Suid-Afrika wat werkgewers is en wat uit die aard van die saak dan nou ook onderhewig is aan hierdie wetgewing. So ek het die hele tyd gesit en wag dat dit opgehaal moet word en ek kon nie veel daarvan optel indien enige dat daarna verwys is nie. Daar was vir my meer klem op die kwessie van onteiening sonder vergoeding. En ek dink daar het president Trump so 'n bietjie geglip, want hy het 'n breë veralgemening daar gebruik om te sê, hoorie, maar wat julle doen is julle vat hierdie ouens se plase af en as julle dit nie kan afvat nie, dan maak julle die ouens dood. En daardie is 'n moeilike ding, dink ek, vir president Trump om te gaan bewys. Ons weet en ons het sterk vermoede dat die goed moes nou maar almal met mekaar verband hou. Dit is 'n baie moeilike ding om te bewys. En ek dink president Trump het dit op 'n kol ook besef, want toe doen hy dit wat hy altyd so skitterend doen. Hy gooi die bal terug na die ander party toe
en hy het so met sy hand gedruk op die stapel artikels wat hy daar uitgedruk het en toe het hy gesê hierdie goed gaan moeilik wees om weg te verduidelik. Dit was 'n interessante opmerking om te maak want onmiddellik het hy daar vir Ramaphosa gesê hoor jy's hier om te verduidelik. Ek wag vir jou verduideliking. Ja, nee, en ons sal nou sien of daar enige verduidelikings gaan plaasvind, maar dit lyk asof van die media, veral Reuters en so meer, hulle probeer nou eintlik die ANC se verduidelikings vir hulle uitvoer of gee of weergee. En hulle het vlee afgevang oor sekere dinge. Daar was glo een foto of iets wat uit die Demokratiese Republiek van die Kongo afkomstig is en dit moet nou die 100 ander feite daar ongedaan maak. Jy weet, ek dink dit is wat Reuters probeer sê, maar dit gaan nie so werk nie. Ek dink die Amerikaners verwag iets in ruil. Daar moet 'n quid pro quo soos hulle heeltemal. Ja, wees. Ja, ons kan vir ure diskurs oor die fynere detail van wat daar gebeur het. Die olifant wat die hele vertrek vol gestaan het in die Ovalkantoor is dat die Amerikaners 'n verduideliking soek vir die kwessies rondom die grondonteieningswet en vir dit wat Trump daar gehad het, hierdie retoriek wat 'n probleem is en wat hy beskou dan nou as 'n volksmoord in Suid-Afrika. Hy wil 'n verduideliking daarvoor hê en hy was duidelik nie tevrede met die verduideliking van dis misdaad wat hand uitgeruk het nie. Ja, en op daardie noot, baie dankie vir hierdie interessante gesprek, Daniel Lotter. Dankie Jan. Ek hoop ons kan weer so maak een of ander tyd. En aan die kykers, as jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so. Kyk, ek sal weer ook die skakel na ons boek wat te koop is hier onder plaas. En tot volgende keer, dan maak ons weer so. Dankie, Daniel. Baie dankie Dan, mooi wense aan almal.